ons begin sommer met Giepie, asseblief. Vertel vir ons, hoe gaan dit met jou? En vertel vir ons, hoe het jou afgelope, dit was lank wat jy weg was, 3 weke. Het jou Ja, vrou en kinders jou dan nog herken? ja, genadiglik ja, en dit is lekker, regtig lekker om by hulle weer te wees. Ek het baie gemis. Dit was nou nog die langste wat ek weg was. So dit was vir my ook 'n uitdaging, maar was baie bevoorreg om daar te kon wees. So dit is eintlik 'n jaarlikse uitreik wat ons doen na spesifieke gebiede waar daar werkers of disipelmakers is wat deel van ons netwerk is. Dit eintlik ontstaan uit ons voorsitter van ons raad wat Handelinge 18 gelees het en toe by vers 23 gekom het en gesê het, maar Paulus het teruggegaan van plek tot plek en die disipels gaan versterk. So ons moet dit ernstig opneem om dit dieselfde te doen. En toe het ons so 3 jaar terug daarmee begin dat ons nie net weet 'n internetbediening is waar die ouens oor internet oplei en so 'n pad stap wat wonderlik is, en dit beteken ons kan gereeld weekliks by mekaar kom en aanhou inbou in mekaar se lewens in. Maar dat ons dan een keer 'n jaar na die spesifieke is sekere area toe gaan waar daar ouens is wat deel van die netwerk is en hulle gaan versterk en hulle verder gaan toerus. So ek sou eintlik dan nou hierdie jaar net Zambië toe gaan. Daar in die oostelike deel is daar ouens wat werk op hierdie wyse om disippels te maak, om hulle te gaan versterk, maar toe die Here 'n groter plan gehad waarvoor ek so dankbaar is. Hy het my toe verbind met 'n ander sendeling wat ek goed ken en goed bevriend is mee, maar toe ek vir hom vertel van ons plan om na daai sekere gebied in Zambië te gaan, toe sê hy maar hy gaan ook soontoe. Hy moet daar vir een of ander college 'n ding gaan aanbied. So wil ek nie saam met hom ry nie, maar ek meen hy ry en dan kom hy ook terug deur Malawi. So hy weet ons het 'n klomp ouens in Malawi ook. So wil ons dit dan nie so 'n trip maak dat ek sommer almal wat in Malawi en in Zambië is kan sien en by tyd spandeer nie. So die Here het dit so wonderlik laat uitwerk dat ons op die ouend nie net hoef Zambië toe te gaan net nie, maar al die ouens in al die streke in Malawi ook kon sien en hulle kon versterk en op die ouend meer versterk terugkeer uit die versterking wat ons deur hulle by die Here ontvang het. So ons was by so een gebied in Zambië en 4 ander gebiede in Malawi waar ons dan nou 3 dae by elke plek kon spandeer om versterking te gee en verdere toerusting en hierdie wyse van disipelmaking te gee, prakties uit te gaan by elke plek saam met die ouens in die gemeenskappe in en ons getuienisse gaan deel het soos wat ons hulle geleer het en die evangelie gaan deel het met mense om persone van vrede te vind en elke plek het daar sulke mooi terugvoer gekom, sulke mooi getuienisse van hoe die Here voor die ouens uitgegaan het en mense voorberei het en verlore mense wat sommer die mense innooi in die huis en hulle huise oopmaak om nou ontdekkings Bybelstudiegroepe daar te begin. Vrouens wat nie bang was om te deel met moslimmans oor die koninkryk van God nie en gevind het dat daar ontvanklikheid is. So net so die bereidheid wat elkeen gehad het, daai skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te gaan verkondig, was so wonderlik te sien by al hierdie mense en gewone mense. Maar wat net hierdie wyse van disipelmaking hulle eie gemaak het en op hierdie manier gaan werk. Ek is regtig so opgewonde oor die ouens wat deel van ons netwerk is en die mense wat hulle rondom hulle begin oplei het en om al daai mense te sien en die erns wat hulle het, hoe groot die groot opdrag regtig vir hulle is en hoe hulle lewe daaraan toewy, is net wonderlik om te beleef. En hierdie wyse van disipelmaking maak dit moontlik want ek het net agtergekom, baie van daai mense, meeste van hulle het nie die gawe om te leer nie. So hoe gaan hulle mense leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het? Hoe gaan hulle die groot opdrag uitvoer? En hierdie wyse maak dit vir hulle moontlik en hulle het gesien, ek kan dit doen op hierdie manier. En hulle gaan doen dit in geloof en deur die krag van die Heilige Gees wat mense regtig opgewonde maak. So
Ja, ek kan maar net regtig getuig en sê dankie vir die Here. Ons het gery ook soontoe en dankie vir sy genade op die pad ook. Ons moes ver ry en baie kere deur die nag ry om teen die spesifieke tyd by die plekke uit te kom. Ons het bietjie dit fyn beplan of bietjie vol gemaak die program en dis nie altyd goed om in die donker te ry daar nie. Baie is baie sleg, maar die Here het ons daarin ook beskerm. So ja, ek is net so dankbaar, maar ook dankbaar om terug te wees. Dis lekker om by my gesin te kan wees. Jo. Baie dankie. Enige vrae vir Giepie? Ek wil sommer afskop, Giepie, my ervaring in Malawi is die baie moskeeë wat daar is, veral rondom die meer. Ja, En ek weet nie hoe dit nou deesdae daar lyk nie. ja. Maar hoe was jou, as jy kyk na Islam se invloed in Malawi, hoe sou jy dit opsom? Ja, dit is besig om baie meer te word wat hartseer is. Maar wat ek dink wat my die meeste opgeval het is dat baie van daai wat getuig dat hulle moslems is eintlik nie moslems is nie. Hulle is voorvaderaanbidders. Hulle het die hoedjie aan en hulle gaan moskee toe en hulle bid soveel keer op 'n dag, maar hulle weet eintlik glad nie wat dit is om 'n moslem te wees nie. Hulle is nog Afrika tradisionele godsdienstbeoefeners. Weet hulle betaal die sheikh om vir hulle te bid tot die voorvaders. So eintlik dis maar eintlik net soos wat dit in die kerk gebeur. Die mense wat getuig dat hulle Christene is, baie van hulle is nog maar eintlik voorvaderaanbidders. Net so is dit onder die moslems ook. So dis nogal iets wat mense regtig opgeval het aan beide kante. Dat hulle wat getuig dat hulle moslems en Christene is, dit eintlik nie is. Tjoe. Iemand anders wat 'n vraag het? Vir Ek het 'n Giepie? vraag, Giepie. Goeienaand, ek het jou nog nie gegroet nie. Naansakie. Giepie, die in Malawi, hoeveel van die ouens wat daar is, word nie moslems as gevolg van die finansiële ondersteuning wat hulle kry van Islam se kant af nie. Want baie van hulle word gekoop Ja. deur kos of wat ook al. So dit is een van die redes wat volgens my wat maak dat die Islam so vinnig groei, veral teen die meer. Ek weet nie of julle dit ervaar het nie, want jy het gesê jy was in Vera gewees en ek weet daar is op die stadium redelik moslems al daar. Terwyl dit die geboorteplek was waar Andrew Murray die eerste sendingstasie geplant het. Ja, en ook waar die Bybel in Chichewa vertaal is, so daar in Vera, dit was. Maar jy's reg, jy sien oral wat noem mense dit, boorgate wat deur die moslems gesink is vir die mense. En kos wat aangegee word. Daar's oral sulke moslem trusts wat die mense in die gemeenskap bedien. Eintlik wat die kerk moet doen, die lig vir die wêreld wees, probeer die moslems dan nou doen en hulle trek baie mense na hulle toe op daai manier. Ja, ek stem saam, Sakie. Iemand nog 'n vraagie? Nico, jy Ja, ek het nog een vraag. Okay, ekskuus. Sakie. En dit is vraag Giepie. Die ouens wat moslems is, hoe oop is hulle as julle met hulle gesels oor die evangelie, of is dit ook verskonend en maak dat hulle wegkom, of is hulle heeltemal bereid om te luister? Want wat ek beleef het in die verlede is, was heeltemal bereid om 'n Bybel by jou te aanvaar. Ja. Maar dis nie noodwendig om hom te lees nie, dis dalk iets wat hy vorentoe kan verkoop. Ja, as jy dit beleef, veral 'n vrou wat uitgegaan het en haar getuienis gaan deel het in die evangelie, 2 vrouens wat saamgeloop het wat by 'n moslim man gekom het en toe sê hy maar nee, hy mag nie met hulle praat nie want hulle is vrouens. Maar toe sê sy so mooi vir hom, maar weet, gaan jy nou laat jou kultuur jou keer om te hoor oor die koninkryk van God? En toe op die oomblik het haar toegelaat om met haar te deel, die evangelie te deel. Maar dis wat hulle sê ook. Hulle weet eintlik so min van die moslim godsdienst af, maar al wat hulle weet is hulle mag nie met Christene praat nie en hoe om Christene afkeurig teenoor hulle te wees. Maar verder weet hulle eintlik bitter min van wat die moslim godsdienst regtig behels. Baie dankie.
Nico, jy moet maar inkom as jy iets wil sê. Ek Jy wil kan net sê hallo Giepie daar sê en jy welkom kan Hi terug. Nico. Ek kan nie my kamera aansit nie, ek is met my seun se laptop en vir een of ander rede kan ek nou net die kamera uit nie. Ek het nou al alles probeer hier in die agtergrond, maar ek kry hom nie aan nie. Anyway, baie welkom, is goed om jou te sien. Lekker om jou getuienisse te kon lees. So dis inspirerend, ons waardeer dit. Nee, dankie vir jou Nico. Dankie dat jy saam gebid het. Ek waardeer dit. Ja, ek sou graag wil saam gaan volgende keer. So dis my vraag, kan ek saam gaan? Ja, asseblief, asseblief. Giepie, ek wil ook net sê, dit was vir my goed om julle terugvoer te lees wat julle vir ons deurgegee het en die gebedsversoeke wat ons gekry het om te bid. En uit dit wat jy nou gesê het, is dit vir my regtig 'n gebedspunt dat ons sal bid dat die Here die deure van die moslems vir die moslems sal toemaak, Ja, sodat hulle nie die volk kan mislei nie. ja. Dat dit regtig 'n gebedspunt moet wees en dat die volk sal, sy harte sal, dat die Here hulle harte sal sag maak om deur die Heilige Gees gelei te word om die evangelie te kan aanvaar. Ja, ja. Ja, baie dankie Elsie. Dis wonderlik, maar bid ook regtig daai Afrika tradisionele godsdiens. Ek het nie besef dat daar so 'n groot vermenging nog is onder die moslems, maar ook in die kerk nie. As jy die ouens vra, die sendeling met wie ek saamgegaan het baie gewerk met rolspelle, dan vra hy die ouens om 'n bietjie rolspel te doen oor hoe dit sou lyk in die gemeenskap of so. Ja, dan kom jy net agter wat 'n vermenging daar nog is. En ek dink dis die vers wat vir my uitgestaan het. Die hele Chris het gesê ons moet 'n vers kry wat vir ons uitgestaan het en dit was Hebreërs 2 vers 14 en 15 waar die Here sê aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry sodat hy deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. En dan vers 15, en sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. En om te sien hoe mense nog vasgevang is in hierdie slawerny, hierdie lewenslange slawerny uit vrees vir die dood. Uit vrees vir die dood aanbid hulle nog hulle voorvaders. Uit vrees vir die dood gaan hulle eerder nog na die toordokter toe, want hulle is bang iemand het hulle getoor of het 'n vloek oor hulle uitgespreek. Weet, vertrou hulle nie die Here, hulle bely elke Sondag dat hulle glo in hom, maar uit vrees vir die dood en die familie wakker dit net aan. So hierdie vrees vir die dood hou die duiwel hulle so in lewenslange gevangenskap of slawerny en dit het regtig my gebed geword, Here. Laat hulle net sien wie Jesus is en hoe hy die een wat mag het oor die dood kom vernietig het deur sy dood. Hoeveel groter hy is as die een wat in die wêreld is, dat hulle nie nodig het om te vrees nie, maar hom kan vertrou. So hierdie vers het regtig vir my verskriklik uitgestaan oor hierdie tyd. Baie dankie. Sakkie, kom ons gee vir jou beurt. Waar was jy? Wat het jy beleef? Deel sommetjie jou hart. Chris, ek was in Botswana gewees. Laat ek dalk 'n tree teruggaan. Ek glo daar's te veel ou sendelinge en te min jonges wat inkom om die werk mee aan te gaan. Dit is so my hart is om soveel jong mense as moontlik bloot te stel aan sending en die sendingkultuur en geleenthede te kan skep waarheen hulle kan gaan om die Here te dien. Nou en by my is ons in 'n proses van oorhandig aan baie jonger mense sodat hulle kan aangaan. So my besoek aan Botswana was by 'n plekkie met die naam van Matopi. Dis in die Delta. Dis so 100 km van Maun af. Ons is al geruime tyd, etlike jare betrokke by die spesifieke sendingstasie. En in die gemeenskap daar, so dit is
wil sê dit is nie 'n veilige hawe nie, maar dis 'n maklike plek om uit te reik. Voordat die moeilike gedeeltes van uitreik kom, as ek dit so kan sê, maar dis ook 'n geleentheid om die groep wat soontoe gaan, om hulle op te lei in disippelskap en hoe om disippels te maak en hulle die geleentheid te gee, want baie keer is die verandering in die groep groter as op die plek waar jy kom, want hou nie lank genoeg daar is om op die spesifieke plek 'n groot impak te maak nie, maar as jy die kan bemagtig wat daar gaan agterbly, dan word die impak groter in plaas van dat die fokus jy is. So ons was op Matopi gewees, die hele uitreik was Botswana en Namibië en dit was lank geweest. Dit was amper was wel net soos jou nou 3 weke plus bietjie langer. Dalk 'n dag of 2, maar ek het nie die hele uitreik saam met die groep gegaan nie. Ek het net die Botswana gedeelte gedoen. Om te kyk hoe dit gaan met die ou wat moet opvolg, wat besig is met die volgende groep sendelinge wat moet opgelei word, en dit het my hart, ek is opgewonde om te sien dat daar jong mense is wat hulle hand opsteek. En ek is opgewonde om te sien daar's jong mense wat alles op die altaar gaan sit om die Here Jesus te dien, en dit is vir my absoluut awesome om te sien en te hoor aan die einde van die uitreik hoe die Here die groep verander het en dan ook terugvoer te kry van die sendeling waarby ons was in Matopi, oor die impak van die groep in die betrokke area en die blywende impak wat daar is, omdat dit nou die derde agtereenvolgende jaar is wat ons soontoe gaan en die groei wat dan plaasvind. Wat vir my nogal altyd bybly van die spesifieke Matopi is dat die kerk is 'n gereformeerde kerk. Hy is eintlik onder die gesag van die gereformeerde kerk van Afrika en is eintlik heeltemal glad nie lankal nie meer gereformeerd nie. Maar dit is hordes kinders wat kerk toe kom. Uit die 105 kinders wat op een slag daar was net 5 volwassenes gewees. En daar word ingebou in die lewe van jong mense in, van kleins af, van 5-jarige ouderdom en jonger tot by tienerfase, sodat hulle kan sien wie Jesus is. En dit is vir my absoluut net fantasties om te hoor hoe die Here Jesus werk. Nou wat fantasties is die feit dat al 105 van hulle het in 'n tydperk wat ons daar was die Here aangeneem, wat wonderlik is. Maar wat meer fantasties is die feit dat daar opvolg is en dat die hele ding van disippelskap kan oorgedra word, uitgedra word, sodat dit dan na ander plekke toe kan gaan wanneer die jong mense die dorp gaan verlaat om op ander plekke te gaan werk soek of om te gaan studeer of wat ook al. En dit is vir my baie vir my as mens is dit wonderlik om te sien hoe die Here werk. So ja, dit is min of meer dit. Ja. Dankie. Iemand wat vir Sakkie iets wil vra? Ek wil vir Sakkie vra, het hulle dalk te doen gekry met 'n sendeling daar met die naam van Trevor? Waarskynlik, want ek dink hy's in Raakops. Ek self het nie met hom daar te doen gehad nie. Maar Matopi is Dorette Cronje, sy's 'n amazing vrou, sy's 80 jaar en sy is alleen op 'n sendingstasie wat sy bedryf. Ja. En daar's baie redes hoekom sy nog steeds daar is, maar die fantastiese ding is die werk gaan aan. Ja. Maar ek het nie vir Trevor persoonlik gesien nie. Ja, Trevor Matthews was betrokke by saam met toe ek by Campus Crusade gewerk het. Was Trevor saam toe daar in Jesus film gedoen. En toe het hy, en ek weet hy het Matopi genoem. En hulle sou daarheen gaan om daar te gaan bly. En sy vrou Karen. Ek weet ja. So ek dink tog hulle is daar. Miskien is hulle nou in Suid-Afrika, want dit het vir my gelyk of hy 'n voetoperasie of 'n ding gehad het. So ek weet nie, dis ook my vraag. Ja, hy was nie daar terwyl ons daar was nie. Okay. Maar Sakkie, op jou jy's nou ook nie meer so jong mannetjie nie. Kon jy bybly? Ek hoef nie by te bly nie. Jy hoef nie. Dit is vir my die mees fantastiese, die wonderlike ding is om jong mense te sê hierso hardloop. Die stokkie vat hardloop. Wat vir my fantasties is om agter te staan en te kyk wat hulle doen en miskien 'n mentor te wees as dit so kan wees. Maar ook om dan te bid en te sê Here, maar asseblief, dit gaan in elk geval nie oor ons nie, dit gaan oor U en die koninkryk.
So as die mense van daar af terugkom en hulle besef dit gaan oor U en die koninkryk, is dit vir my absoluut 'n antwoord op gebed. En dat daar mense is wat die Here roep om daar te gaan werk vorentoe, is dit ook awesome. Maar daar's ook van hulle wat daar was wat die Here mee praat om na die uithoeke van die aarde toe te gaan. En dit is vir my is dit vir my as 'n sendeling is dit die ultimate dat iemand na die verste punte van die wêreld toe gaan om die evangelie te verkondig. Ek weet vir 'n feit Botswana is nie 'n Christenland, hulle staan ook bekend as 'n Christenland. Maar dit is wat Giepie sê, die reine waarheid. Die vermenging met die Afrika godsdienste en die voorvaderaanbidding met Christendom is absoluut daar. En hulle gaan nog steeds na die Sangoma toe en hulle kom vra jou vir hierdie en dan gaan hulle na die Sangoma toe. So daai ding is nog steeds nie gebreek nie en ek dink dit is dalk die vloek van Afrika op hierdie stadium. En dit is nie net Botswana of Malawi en Zambië nie, maar die hele Afrika lê daaronder. So. Ja, daar was 'n hele klompie ander uitreike wat nou nie deel van ons disipelskap groepie is nie. Ek dink aan Johan Beekman wat ook Zambië toe was en Gavin Poulter, is vreeslik interessant om sy nuusbriewe te lees. Hy het ek het dit geplaas. Ek het net die een stukkie, approximately 40 church leaders from the church board of 12 different denominations attending the class in Ndola. A number of who also attended in 2025. We once again realized the importance of returning to the same place. Giepie, dis presies wat jy gesê het, to continue to teach and encourage the believers. En hele klompie Gavin het 'n besondere hy gaan met 'n bus, hy en sy vrou gaan met 'n bus op. Busse, hulle doen al hulle reise per bus en hulle gaan in baie geslote gebiede in, selfs die DK en so aan, wat moeilik is normaalweg om by uit te kom. En ja, ou Anton Mostert, hulle werk in Tromsburg en in Swaziland en die Here gebruik hulle ook op besondere maniere. So wat ek eintlik wil sê is veral in die Julie vakansiebreek is daar nogal 'n sterk uitreik na gebiede. Ek het nou nie hierdie jaar gehoor van besoekers na Mosambiek toe nie. Ek weet dat Johan Dames en sy vrou Enna het na lang ruk se probleme weer teruggegaan. Johan Dames het natuurlik baie gesukkel met sy gesondheid, sy been verloor en so aan, en toe hulle daar gekom, toe moes hulle amper 2 weke sukkel om 'n paspoort weer te hernie en al sulke dingetjies. So dis die tipiese uitdagings. Iemand wat iets wil byvoeg? Net vir Sakkie vra, Sakkie, hoe groot was julle groep wat gegaan het? In 22. En hoe het mense betrokke geraak, of was dit uit gemeentes waar julle betrokke is wat julle mense saamgevat het, of hoe kon die mense saamgaan? Hierdie was 'n spesifieke groep wat net behalwe vir my wat almal van Hermanus af gekom het. So dit was die jong man wat by ons betrokke is geraak het van daai kant af is woon in Hermanus. En hy het 'n jaar terug het hy sy eerste groepie so toe gebring. En 2 jaar terug was hy saam met my in Malawi gewees, maar die ding van disipelskap is hierso dat hy was in standaard 8, graad 10 toe die eerste keer saam met my op uittrek gegaan het. Toe was dit Malawi toe en hy het sy roeping daar gekry. In Kasungu. Die Here het hom gesê, "Sean, jy moet kom." En dis nou etlike jare later en 3 jaar terug het hy gesê, "Maar goed, kom ek gaan weer Malawi toe." En toe ons nou daar is op pad Malawi toe, het ons via Botswana gegaan. En in Malawi toe het hy besef maar dat die Here
het hom geroep in Malawi. Hy het nie vir hom gesê hy moet in Malawi werk nie, maar hy het hom gesê dat hy moet aanmeld vir sending. En toe het ek net vir hom sê, jy moet by die Here gaan hoor, wat moet jy doen? En as die Here jou hier wil gebruik, is dit goed, as die Here jou daar wil gebruik, is dit goed, waar die Here jou wil gebruik, dis goed. Maar jy moet oop wees dat hy vir jou kan sê waar jy kan gaan of moet gaan. So, dis awesome om te weet, hy het gesê, ja, Here stuur my waar hy wil, en hy gaan later in die jaar saam met my Egipte toe. Ja. Wat my baie opgewonde maak om te gaan voorstel aan leiers in Egipte, want die Here is besig om te gaan plant, so vir my is dit goed. En die groep wat gegaan het, was nie almal uit Hermanus nie, dit was, ons noem dit nou die Hermanus groep, maar dit was van omliggende dorpies en so aan, en hy werk, hy woel, sodat hy kan weer die woord kan uitkry, so dit is wat my baie opgewonde maak. Wonderlik. Ek wil graag, ek het nou nie op 'n uitreik gewees nie, maar ek het nogal die tyd benut om bietjie met die sosiale media bietjie interessante belewennisse te kry met die artificial intelligence of kunsmatige, hoe sê die ou boer, inseminasie, maar dis dit nie. Intelligensie, maar die goed is deesdae op baie mense se lippe en praat daaroor, maar baie min mense verstaan dit altyd goed, ek self nie. Ek het toe so stupid gewees om 'n kursus te begin doen, en ek het op PayPal inbetaal, en ek het begin om amper 3-4 dae voltyds te sit met die goed, toe besef ek mos regtig my tyd, dit is ook maar 'n geldmaak storie. En toe het ek met chat soort van amper sê ek 'n verhouding gebou, geleer, baie goed geleer wat ek nie geweet het nie. En ek is baie opgewonde oor die gebruik van kunsmatige intelligensie vir die evangelie. Ja, toe ek weer sien, toe gaan my PayPal rekening weer af met $40, want ek het dan nou nie betyds gekanselleer nie, so ek moet maar versigtig wees met dit. Vriende, Nico, het jy nog iets op die hart? Hier's nou nog iemand by, laat ek net gou sien wie bygekom. Goeienaand, Rita. Sit net jou mikrofoontjie aan, en as jy wil jou kamera. Ons wil nie vra waar jy was nie. Jy vergeet, jy verslaap. Nee, ja. Ja. Rita, baie welkom. Ons het nou al vir Giepie en vir Sakkie 'n bietjie kans gegee om 'n bietjie terug te deel, en ek gaan nou nie ek gaan vir jou sommer dadelik aan die woord stel. Deel bietjie met ons waar jy was, wat jy gedoen het, wat jou belewennisse was, en ek wil jou net waarsku, ons neem dit ook op. Ons gaan die videoetjie ook bietjie weer deel. Maar deel bietjie met ons jou ervaring. Okay, ja, ek is saam met Harvesters Ministries, is ek van die 3de tot die 18de Julie het ons Bybelplasing in Angola gaan doen. So ons het deur Botswana en Namibië gery, en dit was avontuur en 'n belewenis, die paaie wat die slaggate en robberpaaie, grondpaaie en al daai goeders was ondervinding. En dan ook die mense wat ons ontmoet het, daar met die Bybelplasing, die mense wat so baie bly was oor die Bybels wat hulle gekry het. Ons het 56 Bybels, ons is 3 spanne. So ons span het na Wambo gegaan, en ons het 56 kerke besoek, waar ons Bybels geplaas het, en ons het oor die 100 kilometer net gery van hier af en terug. So 100 of ja, 1000? ons sê weer Die 100 klink bietjie. 100 kilo.
100 ure. Ek wil sê, ja. Nee, 100 ure, ja. Ja, daar was nog 50 kerke wat ons moes gaan Bybels plaas, maar dit was omtrent 200 km van Wambo af. En omdat hulle die brandstof is baie skaars daar, so daarom het ons dit nie gedoen nie en die pastoor daar, Pastoor Domingos, sal self die Bybels daar uitdeel. So ons het oor die 600 Bybels geplaas en dan het hy ook 600 dae wat hy nog moet plaas. Ja, ons het so by elke plasing, dis 'n klein huisgemeentetjies wat hulle baie is buite in die buitelug, onder die bome of op 'n sokkerveld het hulle die kerk gehou op so, hulle huise is so, ek weet nie of dit familie is nie, hulle huise is so in 'n kringetjie, klomp huisies bymekaar en dan het hulle tussenin hou hulle dan kerk tussen die huisies. Hulle Harvester gee ook lei die pastore op vir 3 jaar en van hulle take is dat hulle gemeentes moet stig. Dit is hoe hulle dit betaal, want die kursus is gratis, maar om dit te betaal moet hulle 3 gemeentes, 'n gemeente stig. So interessant as daar 'n pastoor wat 12 gemeentes in 3 jaar gestig het. En ons het in Wambo die Sondag van, ek dink, ons was 2 spanne en in Wambo en ons het omtrent 9 gemeentes elkeen besoek op die Sondagmiddag. Dis net in Wambo self. En die res het ons rondom in die rural areas het ons gegaan waar dit so robbepaaie is en slote en slaggate, grondpaaie en waar die so hulle ry met motorfietsse daar en met die Kawasaki's, dis 'n 3-wiel motorfiets met 'n bakkie agteraan. So hulle ry met dit op daardie robbepaaie. En hulle ry nou soos wanneer hulle gaan vir opleiding in Wambo self by Pastoor Domingos, dan gaan hulle al daai hele pad gaan hulle om die opleiding te kry. Ek dink hulle doen dit elke 6 maande. En doen hulle 'n opleiding en dan moet hulle nou gaan in die prakties gaan doen. So daar's 'n klomp baie klein gemeentetjies en Pastoor Domingos is soort van die opsiener oor al daardie gemeentes wat hy dan na omsien. Ja, die interessant was by die laaste gemeente wat ons besoek het, was daar 'n vroutjie, jong vroutjie wat polio gehad het en so haar linkervoet is bietjie gebreklik en haar linkerarm kan sy nie reguit maak nie en die handjie is so krom en klein, maar sy is so vol van die Here en sy lag die hele tyd en Gloria Deus, sê sy elke keer as ons iets sê en sy lag net en sy sing net en sy is 'n studentepastoortjie, so sy het haar eie huiskerkie gestig daar. En so sy was vir almal 'n inspirasie om te sien hoe volywer sy is om 'n gemeente te stig. Hulle is ook so dankbaar dat hulle baie van hulle het soos in hoenders gegee en trosse piesangs en avos en boontjies en patats en aardappels het hulle gegee uit dankbaarheid dat ons vir hulle Bybels gebring het. So ons het vir die gemeentes wat die studentepastore gestig het ons nou Bybels gaan afleer. Die Here het baie gebede beantwoord. Ons het toe ons in Lebongo gekom het, so ons het 5 dae gery, kom ons in Angola aan. Toe rus ons 2 dae en terwyl ons daar gerus het, het hulle ons op sightseeing gevat en hulle het ook gesê daarop die 8ste, toe sê hulle, nee maar hulle het nie 'n program vir ons gereël in Wambo nie, daar is ook nie tolke nie. Nou, hulle praat net Portugees, so hoe gaan ons oor die weg kom? So ons daardie aand het ons baie gebid vir 'n program en vir tolke. En toe kom die een leier van Kaapstad, toe kom sy, toe sê sy nee, maar sy kan net tolk aan ons afstaan.
of ja, toe die volgende oggend het ons hom opgelaai op pad na Wambo toe. En daai hele dag het ons nou gery en toe van die 10de af tot die 14de of tot die 13de het ons daai 4 dae het ons Bybels geplaas en dan weer 5 dae terug gery huis toe. O ja, en toe ons daar aankom in Wambo, het ons vir Pastoor Domingos gesê ons kort nog 'n vertaler, want anders gaan ons net almal, ons is 12 wat gegaan het en 'n klein seentjie van 4 jaar. En toe sê ons vir Pastoor Domingos dat ons kort eintlik nog 'n vertaler. En toe sê hy, okay, het iemand. Toe kry ons 'n Engelse onderwyser wat toe kom en vir ons ook help met die tolk. So ons kon opdeel in 2 spanne en so vinniger dit uitbring of die Rita, baie Bybels dankie terwille van tyd. Ek het graag 'n vraagie en ek glo Giepie sal ook die vraagie die antwoord belangstel. En dit is ons is nou hier met hierdie Discovery Bible Study ding besig. Ek ken die werk van Harvesters Ministries goed, in die sin van Bybels plaas en kerke plant. Is Discovery Bible Study bekend en benut hulle die konsep? Ek weet glad nie, want kyk, ons het net Bybels geplaas. So wanneer ons daar gekom het, het ons net 'n kort boodskap gebring, getuienis, en dan het ons die Bybels geplaas en gegaan. So ek weet nie hoe hulle werk nie. Ek weet net hulle doen disipelskap en hulle kry die opleiding van harvesters. So ek weet nie wat hulle doen. Ek het sommer hier in my hart so die behoefte, Giepie, om vir jou en Leon bietjie bymekaar te bring. Ken jy vir Leon? Ja, Leon, ek ken vir Leon. Ja, en dan ook vir Reinhold wat saam was met ja, ek ken hom baie goed. En ek weet ja, skus. Hy is die hoof van Angola. Ja, dis reg en hy verstaan die waarde van die ontdekkingsbybelstudie as 'n tool om disippels te maak wat weer disippels maak baie goed en ek weet hy werk baie met dit. Okay, wonderlik. Vriende, die tyd loop vinnig en ek wil hê ons moet nog so die laaste 10 minute voor die uur om ons 'n bietjie praat oor die groot opdrag, die teks, die Bybel wat vir ons, die Here Jesus wat vir ons die opdrag gee, want dis uiteindelik waarom dit alles gaan. Wat 'n Bybelteks dink jy aan as jy die sendingopdrag hoor of daarmee besig is, of hoe verstaan jy die groot opdrag? Gebruik bietjie die kans, wie ook al wil praat, doen dit gerus. Elsie, ek sien jy wil iets sê. Ja, weet jy, vir my is dit Handelinge 1 vers 8, waar die Here vir hulle gesê het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die eindes van die wêreld. En wat net vir my hier absolute wat mens moed gee en die krag gee, is om te weet, jy gaan nie in jou eie krag nie. Jy gaan in die krag van die Here, en waar jy ook al is, of dit nou hier in Jerusalem is, en of dit nou aan die eindes van die wêreld is. Die Here is by jou, en hy gee vir jou die krag, en hy bemagtig jou om sy getuie te wees. En dit is vir my, wat vir my die krag gee. Om te getuig waar ek ook al gaan, want op die oomblik gaan ek nie wyd nie. My gebedsreise waaraan ek deelgeneem het so bietjie vir die laaste 7 jaar, wil ek sê, het dit bietjie stil gestaan met my oorlede man se siekte en goede, wat ek nie uitgegaan het nie. En ja, die Here het my gelei dat ek gister weer met Gain, wat saam met wie ek gewerk het, toe by campus gewerk het,
dat ek by hulle weer aan kantoor was en hulle het my gesê, gaan bid en hoor wat sê die Here vir jou. Want dis nie toevallig dat jy vandag hier gekom het nie, want Frikkie wat my leier by Macedonië was, is uit Engeland hier en ek het hom toe nou gisteroggend toe kry ek hom weer by Game. So ja, ek is op die oomblik in die proses van om te bid, om te hoor wat sê die Here vir my, wat wil hy hê, wat hy wil deur my doen, afgesien van gebed. Baie dankie. Giepie, jou spreekbeurt? Iets wat regtig vir my 'n openbaring was in die tyd, as Jesus sê in Matteus 28 dat ons disippels moet gaan en disippels moet maak van al die nasies, ons moet hulle doop, en dan moet ons hulle leer om alles te onderhou wat hy beveel het. En toe kom dit by my, maar hoe kan almal dan disipelmakers wees? Almal het nie die gawe om te leer nie. So hoe kan almal dan mense leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het? En toe is dit Johannes 6 vers 45 wat vir my so openbaring was, waar Jesus sê, dit is geskrywe in die profete, hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Hulle word my disipels. So toe is dit net vir my wonderlik om te besef, maar die maak van disipels het niks te doen met die gawe om te kan leer nie. Om mense te leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het, dit lê nie by ons nie. Ons moet net mense kry om van God te hoor. Hy sal hulle leer en hy sal hulle trek na Jesus toe. Ons moet net die vrae vra, die woord by hulle sit en die vrae vra sodat God hulle kan leer. En dan kom hulle na Jesus toe. Hy sal die leerwerk doen. Dit gaan nie oor ons wat gawe moet hê nie. Dis wonderlik. Mense het gawes ontvang om te leer. Maar as dit kom by disipelmaking, moet ons net mense kry om van God te leer. Hy sal hulle trek na Jesus toe. So dit was vir my baie openbaring. Dankie. Jackie, jy het nou amper verstik toe jy iets wou sê. Nee, glad nie. Ek stem saam met Giepie. Ons werk is om die saad te saai. Ons kan dit in elk geval nie laat ontkiem nie. Ons kan net water gee dat dit groei. Maar dit is die Here wat dit moet laat groei. So wat my dryfveer is twee teksgedeeltes. Die eerste een is waarop die Here my geroep het, was Jesaja 6:8. Toe hy gesê het, wie sal ons stuur? En Jesaja het gesê, hier's ek, Here, stuur my. Dit was in my lewe ook so waar ek moes geantwoord het en ek het gesê, hier's ek, Here, stuur my. En waar die Here my dan gevat het na Handelinge 28 vers 28 toe. En dit is waar hy hierso skryf, julle moet nou baie goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur sal word en dan die belofte hulle sal luister. So dit is nie net 'n pie in the sky nie. Ons moet uitgaan na die mense toe wat nie hoor nie en ons moet net die saad saai. En die saad sal in goeie grond ook val en dit sal groei en ontkiem en dit sal vrug dra. Ons moet net die saad gaan saai. Dis hy. Rita, iets wat jou uitstaan met die opdrag wat jy ook nou deel van was? Ja, ons het voordat ons gegaan het Matteus 13 gekry en dit gaan ook oor die saaier. En wat hy aan die einde sê van dit val jy moet saai. Maak nie saak, jy weet nie waar is die goeie grond, jy moet aanhou saai. En die wat in die goeie grond is hulle wat die woord hoor, verstaan en dit doen. So ons moet bid dat die Here dat hulle die woord sal hoor, verstaan en dit doen. Wonderlik. Ek het die vakansietydjie of die breektydjie so deurgewerk deur die groot opdrag. Waar staan dit in die Bybel? As jy die vraag aan 'n gemeente vra, dan kry jy altyd die antwoord. Dit staan in Matteus 28 vers 18 of so iets. Maar dit staan eintlik dwars deur die Bybel. Dis 'n goue draad. Ek het in my boekie oor sending het ek bietjie oor die goue draad geskryf en dan gekyk na al die tekste. Eintlik amper op elke bladsy van die Bybel kom jy op 'n opdrag of op byvoorbeeld Abraham wat
geseën is om 'n seun te wees en so voort. Ek wil sommer net Jesaja 49 lees. Luister na my eilande, gee aandag, nasies wat ver is. En dan oor ons roeping. Die Here het my voor my geboorte al geroep, toe ek nog in my moeder se liggaam was. Het hy my op my naam genoem. En so aan. En dan uit my 'n belangrike vers 5, hy het my 'n belangrike opdrag gegee. Dit staan nou in Jesaja 49 wat ons nou dink 'n Ou Testament profeet is wat eintlik met die volk Israel te doen het en baie gesukkel het met hulle, maar hier sê die Here dit so duidelik, of sê Jesaja dit so duidelik, die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen. Nou Elsie, dis nou waar die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8 se krag, dit staan al reeds in Jesaja, en dan het hierdie vers het my persoonlik deur my lewe gemotiveer. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk die uithoeke van die aarde sal bereik. Dis al Handelinge 1 vers 8, net so in Jesaja 49 geskryf. En ja, ek kan nou lank daaroor praat, ek wil nie hê dit ons te lank moet aanhou nie. Enige iemand wat nog 'n bydrae wil lewer oor die wonderlike voorreg wat ons het om deel te wees van die groot opdrag, iemand Kan iets ek nog iets byvoeg? sê? Asseblief. Okay, ek dink die groot prentjie is dat sendingwerk is nie net vir sendelinge nie. Ja. Dit is vir almal van ons wat glo wie Jesus is. Ons almal is gestuur na ons strate toe, na ons werkplekke toe en dan na die uithoeke van die nasies se verjaarde toe. Dit is vir my baie keer of die fokus meer op die uithoeke van die aarde is as wat dit hier in ons eie omgewing is. Jy weet, so ek dink dit moet dalk 'n bietjie ook geadresseer word. Ek het nog nie stem van die Here direk gehoor wat vir my sê waar ek moet gaan in sendingwerk toe nie. En net om aan te laas of by te laas wat almal nou eintlik gesê het is dat ons almal hierdie opdrag en ons moet net elke dag Galasiërs 6 vers 9 het vir my hierdie week uitgestaan om te sê ons moenie moeg word om goed te doen aan ander nie. Ja. Jy weet, in due season we will reap if we do not give up. So ons moet altyd aanhou goed doen. Waar ook al ons is en beweeg, is ons sendelinge, is ons gestuur deur die Heilige Gees, gelei. Absoluut. So ek wil graag ook die experiences hê in Afrika om jy weet om 'n bietjie aanhang te kry dalk, maar ek weet nie hoekom die Here my nog nie geroep het Afrika toe nie. Ek is nog in my eie stad, in my eie straat. So ek doen maar hier wat ek kan en ek dink gelukkig weet ek die Here het nie witbroodjies nie. Maar ek haal my hoed af vir elkeen wat gestuur is en gelowig is en gehoor het en die opdrag uitvoer om te gaan disippels maak. Disippelskap, ja, dit is 'n proses om mense te leer wat gered is, hoe om ook 'n disipelmaker te word. Dan kan jy eintlik eers sê jy het daai persoon na die Here toe gelei. Maar 'n evangelis doen nie werk van 'n saaier. Hy gee net die boodskap, hy gee 'n preek en gelei deur die Heilige Gees en die saad val. En daarna moet daar iemand wees, 'n pastor of iemand wat daai siel wat na die Here se stem geluister het om hom te disipel, om hom te leer hoe om disippels te maak. Ek dink dis wat ons nodig het. Giepie, ek wil met jou oor hierdie ding vrae 'n bietjie tyd spandeer. Ek voel gelei om met jou te praat en te kyk of ons nie kan 'n kursus aanbied en by ons eie kerke kan begin om disipelskappe kursusse aan te bied vir mense om mense te leer hoe om disippels te maak. Nou het Want jy ek heeltemal dink ons opgebreek. mis die Sê jy, almal het nou Sakkie, opgebreek. of het nou gepraat? Nico, dankie vir jou bydrae. Kan ek 'n korrektief maak op twee goedjies wat jy gesê het?
Jy's nie 'n sendeling nie. Natuurlik is jy 'n sendeling. Elke Christen is 'n sendeling. Ek wil graag hê vir mense wat na die video kyk om bietjie daaroor te dink. En dan wil ek graag nog 'n ding sê, hoekom het ons so ver gaan terwyl hier naby ons so baie mense is? Dis 'n vraag wat ek dikwels gehoor het in my mobiliseringsdae by gemeentes. Maar dit gaan nie om ver en naby nie, dit gaan om verlore en onbereik. Dis waaroor dit gaan. En Nico, in jou straat, jy kan maar bietjie net kyk, daar is 'n hele klompie ouens wat daar verbyloop wat nog onbereik is met die evangelie. Miskien het hulle, soos Giepie nou gesê het, die beeld van Christen wees of selfs moslim wees, maar hulle is onbereik met die goeie nuus van die evangelie. Ek weet nie of julle saamstem nie, maar ek noem nou sommer hierdie klomp goed ook ter wille van kykers, want ons gaan hierdie video maak en ek wil vir jou uitnooi om, as jy dit self kyk, ook dit te deel met jou gemeente en met jou leiers. Giepie, ek gaan vir jou nog so 'n minuut kans gee om vir ons te sê, wat is disipelskap Bybelstudie, of wat is ontdekkingsbybelstudie dan nou eintlik vir mense wat dalk wil kyk? Ja, so dis 'n hulpmiddel wat almal toerus, wat gewone mense toerus om ook die groot opdrag te kan uitvoer, om ontvanklikes onder verlorenes te vind en saam met hulle 'n pad in die Here se woord te stap, waar dit nie van jou verwag word om al die antwoorde te gee en al die kennis te hê voor jy iets kan gaan doen nie, waar jy hulle net kry om self by God te leer en van die Vader te hoor deur sy woord, en om 'n leefstyl van gehoorsaamheid aan wat hulle hoor te kweek by hulle, en ook om hulle te kry om dit met mense te deel wat deel van hulle netwerke is, dit wat hulle leer, en om op daai manier regtig disippels te maak, want Jesus sê nie leer hulle om alles te weet nie, hy sê leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, want dis wat 'n disipel doen, hy onderhou wat Jesus beveel het, alles wat Jesus beveel het, hy maak dit sy leefstyl, en deur hierdie manier sien ons hoe verlore mense op die ou end nie net Christene word nie, hulle word disippels, want hulle begin gehoorsaam raak aan alles wat hulle hoor by die Here Jesus, en hulle deel dit ook met ander, so hulle raak disippels wat weer disippels maak. Ek dink dis die waarde van die ontdekkingsbybelstudie, dat dit die gewone mens toerus om ook die groot opdrag te kan uitvoer. So mense raak nie afhanklik van ander mense om hulle te leer nie, hulle raak afhanklik van God om die leerwerk te doen, en dan kan enige iemand dit gaan aangee na iemand anders toe ook. So dis die waarde, dink ek, volgens my. Baie dankie. Die metode, Elsie, wil jy kortliks iets sê oor die metode, maar nou kort. Hoe doen ons dit? Of gooi ek jou Dis 'n nou... goeie vraag, want ek het nie die disipelskap kursus geloop om 'n disipelmaker te wees nie. Maar ek weet wel dat ek het van Discovery se disipelskap boekies in my boekrak, en ek moet hulle gaan uithaal en ek moet hulle deurwerk. Dis reg. Baie kort net, ons lees graag die Bybel, ons gaan graag kerk toe. Ek praat nou met Christene. En ons doen graag Bybelstudie. Maar wat doen ons dan daarmee? Ons bære dit, ons sê vir die ouens, die dominee het mooi gepreek vandag, of, dit was 'n mooi teks hierdie. Maar wat doen ons daarmee? En Discovery Bible Study, dis nou my verstaan, is net eenvoudig, dit wat ek nou gelees of gehoor het, wat sê die Here nou vir my, wat moet ek daarmee doen? Met ander woorde, as die Here vir my sê, wat 'n voorbeeld sal ek nou gebruik, gaan na jou naaste, of dan moet jy vir die Here vra, nou wie is die naaste wat u wil hê ek moet na toe gaan, en wat moet ek daar gaan doen? Dis nou maar so vinnig uit die vuis uit. Vriende, kom ons... Maar ek beleef dit dat deel daarvan is om, waar jy ook al gaan, om mense te bemoedig en te versterk. Verseker. En om
Ewen in die Kirsten, ek net parkeerterrein iets- die evangelie te deel met 'n persoon wat ontvanklik is. Ja. Sakkie, Kan ek net ietsie sê? Disipelskap is 'n leefstyl. Ja. Los absoluut. waar jy kom as jy getuie vir die Here Jesus. En dan moet jy, Ja. as die Here die deur vir jou daar oopmaak, moet jy doeteenvoudig by die deur ingaan, moet dit nie force nie. Hmm. En wees net prakties. Ek bedoel, om 'n kind van God te wees, moet om prakties te wees. Ek bedoel, as die vrou moet 'n bord kos vat omdat hy nie een het nie, dan is jy sy praktiese hande. En as jy die bord kos omgee, kan jy net soveel met hom deel oor wie Jesus Christus is. So dan, ek Absoluut. dink doeteenvoudig disipelskap is om te kan baie prakties wees Ja. en dit te leef, dit wat ons glo. Ek kan nie sê Ja. ek glo in die Here en ek is nie bereid om niks verder te doen nie. Ja. Vriende, ek gaan nou vir Nico vra om so lank voor te berei om vir ons af te sluit met gebed. Enige een sin wat enige van julle wil sê oor wat ons vanaand gehoor en geleer het. Wat die Here in sy woord vir ons gesê het is jou lewe moet van so 'n aard wees dat ander Jesus in jou kan sien en as dit nodig is dat jy praat. So jy moet Jesus leef. Slim kind. Dankie. Nog iemand? Ons stem saam met haar. Daar's hy. Goed, die volgende vraag sou dan wees dit wat ons vanaand hier ervaar het, geleer het, gehoor het. Vir wie gaan ons dit môre vertel? En as jy hierdie video kry, ek gaan dit vir jou aanstuur. Begin nou al wonder met wie gaan jy dit deel? Broer Nico, sal jy vir ons met 'n gebed afsluit asseblief? Reg so, Here, dankie dat ons weer eens by mekaar kan kom om oor U te praat en meer van U te leer, mekaar te leer om te verstaan waarvoor U ons geskep het. Here, U het ons geskep om disippels te maak. Die oomblik toe U ons gees gewederbaar het en ons weergebore en ek vir Jesus volgers gemaak het, is alleen genade dat U ons geroep het daartoe en ons almal geroep het om te gaan disippels maak. Here, lê dit op ons hart, laat ons waar ons beweeg om altyd te besef dat ons U lig sal laat skyn en dat ons die sout vir die aarde sal wees. Ek dink dis 'n wonderlike voorreg, Here, om saam met hierdie groepie ook te kon wees en die tyd te saam te kan spandeer. En ek wil net vra, Here, dat U ons elkeen se hart en gedagtes wat U ken sal ondersoek, sodat ons sal weet wat ons verantwoordelikheid ook is na U ons geroep het en U ons gered het. Dankie vir elke persoon hierso wat nou saam met my is in hierdie gebed. Ons stem saam dat ons kinders van U is en dat ons wil uitgaan en disippels maak. Amen. 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 Vriende, dis dan ons afsluiting. Ek wil weer almal wat na die video kyk wat meer wil leer uitnooi om op hierdie groep, die Koffie Projek Discovery Bible Study groep in te skakel. Ons het elke Woensdag aand 7:00 saam besin, lees ons spesifieke gedeelte uit die woord, besin daaroor, hoor by die Here wat wil hy vir ons sê daarin en dan gaan ons leef ons dit. Baie seën vir almal van julle. Dankie Totsiens julle. julle almal, lekker aand. Mooi Tada. aand. Dankie julle.